Hierdie video word trots aan jou gebring deur Sasol Klerksdorp op die N12 reg langs aan die Protea Hotel. Julle parels in die platteland in Viljoenskroon en ons het die voorreg om met Isabel te gesels. Isabel, vertel vir my, jy is iemand wat genomineer was om vandag hier te wees, omdat jy sulke diep spore in die gemeenskap trap. Wie is Isabel? Waar kom jy vandaan? Is jy 'n oud Viljoenskroner? Vertel ons 'n bietjie, wie is jy? Ag, baie dankie. Ek waardeer die voorreg om hier te wees. Dis regtig vir my 'n groot voorreg. As Viljoenskroner. Ek is maar hier gebore, groot geword, skool gegaan tot matriek. En daarna het my lewe sy pad gevat en toe my kinders gebore is en ek in die bevoorregte posisie was om 'n mamma by die huis te wees, het ek besef ek moet my tyd kosbaar gebruik en toe het ek begin met noodhulp, sommer net vir myself om net die tyd kosbaar te gebruik. En ek het begin met noodhulpopleiding tot by instrukteurs en ons was eintlik 'n hele sterk groep noodhelpers op daai stadium. En die ambulansdiens hier in Viljoenskroon was die Rooikruis ambulansdiens en wat nie regtig 'n diens gelewer het vir die totale inwoners van Viljoenskroon nie. En so het Dr. Shine, een van ons huisdokters hier in Viljoenskroon, met 'n praktyk hier het besluit, hy gaan sy huisartskunde doen en die hoof van die huisartskunde by wie hy in die klas was, het hom gevra, maar hoekom het ons nie in Viljoenskroon regtig ambulansdiens nie, want hy is die hoof van die ambulansdiens in die Vrystaat. En toe het hy aangebied, as daar iemand kom vir opleiding, dan kan ons gee hy vir ons ambulans. Wow. En so is ek toe genader en besluit, my kinders was nog baie klein gewees, die jongste enetjie was 2 gewees, en toe ek my opleiding gaan doen het, en dit was vir hulle nogal regtig baie swaar gewees, hulle het my baie gemis, al was dit nie so lank gewees nie, maar so het ek die opleiding gaan doen, en op die einde van die dag het dit beteken Viljoenskroon het 'n volwaardige ambulans gekry, en dit was die 1 April 1993. So ons het nou onlangs eintlik die verjaarsdag. Was die eerste keer wat daar regtig 'n diens was in Viljoenskroon vir die breër gemeenskap in Viljoenskroon. Dit was die eerste dag gewees. So dit is vir my 'n baie spesiale dag. En sedertdien het ons net gegroei en ons het op hierdie stadium 5 ambulanse en commuters en 2 responsvoertuie. So dit gaan. Maar ja, toe het ek nou maar my opleiding mee aangegaan. En ons het vir 8 jaar het ons bitter hard gewerk wat ons nie personeel gehad het nie, wat dit basies ek en 'n bestuurder was wat 24 uur gewerk het. Ons het baie moeg geword, baie keer aan die slaap geraak langs die pad van moegheid, want ons kliniek was op daai stadium nog nie oop nie. Ja. So daar was geen alternatief oor naweke en dit was nog nie die tyd van selfone nie. So jy al ons pasiënte moes Kroonstad toe gaan, en dis 60 kilos. So as jy terugkom, dan kry jy die oproep vir die volgende oproep wat al hier was, of ongeluk wat al gebeur het, want daar's geen kommunikasie nie. Dan gaan jy weer na die volgende een toe, jy begin weer Kroonstad toe ry, en so werk jy die hele naweek deur. So dit was nogal 'n regtig harde tyd gewees vir 8 jaar, maar ek is nie spyt daaroor nie. Daai tyd het ek gevoel, dis iets wat ons begin het, en dit gaan nie weer stop nie, en ons het net deurgedruk. En met die genade van bo is ons veilig daardeur, want ons was regtig baie moeg geweest partykeer. Ja. So ja, dit is in kort die ambulans geskiedenis, en so het ek nou maar my kwalifikasies mee aangegaan, en toe was ek in 2005, was ek vir die hele jaar in Johannesburg gewees, met Trant vir my kritieke sorgassistent kursus, wat vir my wonderlik was. Ek sou dit baie graag vroeër in my lewe wou die voorreg gehad het om dit te kon doen,
maar ek moes 15 jaar wag vir daai geleentheid. En maar dit is baie verrykend na ek daai kwalifikasie het. Jy kan soveel meer beteken vir die gemeenskap. Hoorie so, en mamma wees saam met paramedikus wees? Baie moeilik. Gelukkig ek het 'n baie goeie ondersteuningsbasis gehad. My man, my oorlede moeder en my ouma het almal hulle deeltjie gedoen. Ek het as dit nie vir hulle ondersteuningsbasis was nie, was dit nie moontlik gewees nie. Hulle het regtig, as ek nie daar is nie, probeer hulle bes doen om al die gate te vul en aan te gaan met die kinders en skoolwerk en alles. So ek het regtig 'n goeie ondersteuningsbasis gehad. En soos hulle sê, it takes a village to raise a child, né? In my geval meer as 'n village, 'n hele gemeenskap. Dit is ongelooflik. Isabel, jy het ons so 'n bietjie van die geskiedenis vertel. Dit het op my ore beland dat jy ook deel van die Rotariërs is of was. Wat doen jy daarso of wat doen julle as Rotariërs vir die gemeenskap? Ag die Rotary speel ook het nog al die jare en nog steeds speel 'n baie groot rol in die gemeenskap met instansies waar hulle kan help. Maak nie saak nie of dit die skole is nie, is dit 'n watertank iewerster, nuwe matrasse, enige behoefte is regtig waar vir hulle. Hulle maak dit werk en hulle vul 'n groot leemte in die gemeenskap as daar 'n krisis is. So dit was baie lekker geweest om baie jare deel te wees van hulle. Ook 'n voorreg. Nou, maar daar's iets wat vir my heeltyd na vore kom en soos wat ek gehoor het van dis vir die Rotariërs is die opofferings om eintlik net 'n paramedikus te word en dit toe nou deur te druk voor selfone en kinders en al daai goed. Jy was baie committed gedurende COVID aan pasiënte wat jy weet op hulle laaste was. Hoekom is mense vir jou so belangrik? Ja, ek het net 'n passie vir mense en kinders in die besonder. So dit is net vir my wie ek is. Dit is nooit vir my moeite nie. Met my werk is regtig veel eisend. Dis emosioneel, liggaamlik baie stremming op 'n mens. Maar dit voel nooit soos werk nie. Dit is so lekker om iets te doen wat nie vir jou voel soos werk nie. Dit is net so 'n groot voorreg en solank 'n mens die gesondheid het en die liewe Vader se wil met jou is om dit te kan doen, is dit net so 'n voorreg. Jy kom in baie moeilike posisies, baie hartseer, baie emosionele implikasies en goed, maar jy kry die krag vir elke oproep wat jy het, kry jy die krag van bo om dit so die beste na jou vermoë te doen. Sou dit nie uitwerk soos wat jy graag wil nie, verloor jy dalk jou pasiënt, dan is dit nog steeds jy het jou bes gedoen en dit was die Vader se wil geweest. En solank jy op daai punt kom, is dit nog steeds solank ek sê altyd as ek net lekker kan slaap vanaand en weet ek het my bes gedoen. Maak nie saak wat die uitkoms dan is nie. Jy probeer jou bes en die res is die liewe Vader se wil. Hoorie so, en hoe het dit gebeur dat jy deel van die span was wat Turkye toe was met hulle Ja, so die Dinsdag het ek die gehoor van hierdie tragedie in Turkye en ek het sommer net daar het ek veral met Bam wat die bestuurder is van die Gift of the Giver se uitreikspanne, het ek gebel en vir hom gesê dit is my lewensdroom al vir 30 jaar. Hoe maak 'n mens om deel te wees van so 'n span? So hy het my ongelukkig moes hy die vorige aand het Dr. Suleiman vir hom opdrag gegee om die span te finaliseer en hulle vlieg daai Dinsdag aand. Die 7de vlieg hulle al uit Suid-Afrika uit. Maar ek moet vir hom goue net 'n boodskapie stuur dat hy my op die groep kan sit. Hy het nie geweet ek wil nie. Hy sou baie graag wou gehad het ek moet saamgaan as paramedic, maar hy het nie geweet van my nie. En so het ek vir hom die boodskapie gestuur en Woensdagoggend 10:00 toe lui my telefoon en toe ek sien dis al met Bam, toe ek regtig waar yskoud geword want hy moes saam met die groep Dinsdag aand uit Suid-Afrika uitgevlieg het Istanbul toe, Turkye toe. En 10:00 toe sê hy vir my as jy nou vir my 'n foto van jou paspoort stuur, ek boek dadelik jou vliegtuigkaartjie en
ons vlieg vanaand uit. So, dit was my ongelooflik, dat my droom vir so iets waar geword het, waarvoor ek vir 30 jaar gewag het. En so, dit was chaos. In my huis was dit absoluut chaos. Dit was heeltemal onbeplan. Ek het verlof moes insit gou by die werk en ek moes almal groet en vir almal sê ek vlieg vanaand 5 uur, moet ek op Oliver Tambo wees. Ek vlieg Turkye toe. So my kinders se reaksies was uiteenlopend. Van hulle het gesê, "Ma, pas jou net self op en geniet dit, dis jou droom." Van die ander was baie ontsteld geweest. Van die kleinkinders was oorweldigend geweest. Maar ja, ons het ek is nie 'n dag spyt geweest nie. Ons het veilig teruggekom almal en dit was vir my 'n lewenservaring gewees wat ek nooit sal vergeet nie. Om saam met Gift of the Givers te gaan. Hulle is ongelooflike mense met die grootste harte, waarvoor ek die grootste ek het regtig vir hulle die grootste respek met hoe hulle in die lewe aan gewone mense verskil maak. Hulle is regtig waar net daar om te gee en die wêreld 'n beter plek te maak. En dit is my so wonderlik. Toe ek terug is, dit was die ervaring daar was nie presies wat ek vir myself ingedink het nie. My droom was 'n veldhospitaal en regtig met die pasiënte werk en stabiliseer en doen wat jy kan. Dit het nie regtig gerealiseer nie, maar die groter dit was net 'n ongelooflike ervaring en om die Turkse burgers beter te leer ken in hierdie groote hartseer, want dit is 10 kilometer wat plat is, wat feitelik al die geboue tot in hulle fondasies plat is, waar totale gesinne tot almal, daar is geen oorlewendes nie. Ons het wel op dag 7 het ons 'n wonderlike ervaring gehad, wat ons span, want ons Suid-Afrikaanse polisiehonde was saam gewees, en een van ons honde het onder die merasie, hulle kan onderskei tussen lewe en dood. Ons Suid-Afrikaanse polisiehonde, ons het 5 gehad van K9, wat saam met ons was, en een van hulle het besef daar is nog lewe onder die, en hulle het 'n 90-jarige vrou uitgehaal op dag 7, onder daai merasie, en sy haal nog self asem. So dit was vir ons almal 'n lewensveranderende gebeurtenis, om deel te wees daarvan. Dit was net ongelooflik geweest en ja, ons polisiehonde is daarna weer vereer met 'n toekenning ook, want dit was regtig waar ongelooflik om te dink, op daai ouderdom kan jy op dag 7 onder hierdie merasie lewendig gevind word en jy al nog self asem. So dit was vir ons regtig 'n wonderlike. Ons het by Hatay, dis 'n sokkerstadium, het ons gebly buitekant op die sement. Die temperatuur was -5 gewees. Daar was die eerste 2 nagte nêrens om te slaap nie. Ons het die eerste nag in 'n kombi geslaap, die tweede nag in 'n klein tentjie wat ek gedeel het met 'n Turkse vrou. Maar deur dit alles, ek het toe probeer om te help waar jy kan. Al is jy nie regtig besig met pasiënte nie. Ons is 'n groep van 45 gewees, die hele totale Gift of the Givers groep, almal insluitend met ons mense wat vir ons interpreters was, want niemand is die taal magtig nie. So dit was maar moeilike omstandighede, geriewe is daar nie, ons het by die sokkerstadion gebly wat tot niet is, wat 'n merasie ook homself is, maar jy moes maar daar insluip en hoop, jy kom weer veilig uit om badkamergeriewe ensovoorts te gebruik. So dit was regtig maar ek sal dit enige tyd weer doen. Wow. Dit was regtig wonderlik geweest. Toe ons terug is, het ek so kort vir my gemeenskap, want my gemeenskap was regtig, het so veel boodskappe gestuur. Solank ek in Turkye was, het ek vir hulle so 'n kort amper soos 'n presentation gedoen, om net vir hulle ook
idee te gee waaroor het dit gegaan in Turkye, maar dit was regtig 'n ongelooflike voorreg. Sjoe, ek moet vir jou sê, Isabel, ek sit nederig hier, so ek luister na jou storie en 'n mens dink, mens dink altyd jy kan jouself indink in situasies, maar jy kan nie. Tot jy nie self daar was nie, kan jy, maar die mens se brein is geneig om prentjies te wil vorm en ek sit net hier so nederig en dink, hoe moes daai vrou gevoel het wat 90 jaar oud was, haar lewe is gered na 7 dae, terwyl ander mense lewens verloor het. Ek dink vir haar en vir soveel mense was dit, soos jy sê, lewensveranderend, né? Maar wat kan ons van jou verwag in die toekoms? Weet jy my, daar's soveel wat ek nog graag wil doen. Ek is nou naby aan die einde van my loopbaan in die ambulansdiens, amptelik. Maar dan begin die lewe eers vir my. Ek is besig om te probeer om my maatskappy te klaargestig, om aan te hou met opleiding, want ek voel net na 35 jaar, het mens baie om terug te gee, en ek wil baie graag teruggee, so klas gee, en om my kennis te deel met mense, is vir my 'n ongelooflike passie ook, so dit sal ek graag mee wil aangaan, en dan om nog steeds vir my gemeenskap daar te wees. So ek beplan om maar op my eie, met 'n privaat voertuig, aan te gaan met my werk, en in die gemeenskap, waar die gemeenskap my soveel jare ondersteun, en gevra het, ek moet kyk of ek kan aangaan, so ek gaan met 'n responsvoertuig, sal ek nog steeds aanhou, solank as wat ek gesond is, en dit bly vir my passie, elke dag. As ek jou so kyk en ek luister na jou storie, is al een woord wat uitstaan, en dis purpose. Jy lyk vir my soos 'n mens met 'n purpose. En lyk my wanneer mens iemand ontmoet wat soveel purpose in die lewe het, jy kan dit nie, dis amper soos daai vlammetjie wat jy nie onder 'n maatemmer kan sit nie, want jy wil waarde toevoeg. Ja, dis net my passie vir elke dag. Ek dink vir my is dit net in die oggend as jy opstaan, het jy 'n doel vir vandag. Die liewe Vader het vir jou hierdie dag gegee. En as jy die gesondheid het, moet jy jy moet om ten volle gebruik. En voluit lewe, want jy weet nie of is môre daar nie. Môre is nie gewaarborg nie. Wow. So, en om 'n verskil te maak aan mense se lewens, en in my omstandighede is dit altyd mense wat regtig waar op 'n slegte plek dalk is, wat waaraan jy kan 'n verskil maak, om dit 'n beter dag. Jy kan dit nie altyd reg maak nie, maar jy kan dit verander om 'n beter dag te maak. En deur COVID was dit vir my regtig so, dit was so 'n onseker tyd geweest vir almal, en almal het soveel emosies gehad deur COVID. En om na daai oproep te kry en te sê, kom kyk net, of gaan net na daai huis toe, daar's regtig mense wat baie siek is. Dit was 'n groot verantwoordelikheid geweest vir daai 6 weke met Delta. Het jy naderhand gevoel, dis ek wat besluit, vandag is jy nog reg, jy kan by die huis bly, môre moet jy hospitaal toe gaan. Dit was die besluite elke dag geweest. Ek het suurstofmasjiene, 3 het ons skenkings kry in die begin van COVID, by Old Mutual, wat vir ons, ek kan nie vir hulle sê hoe dankbaar nie, want hulle het soveel lewens gered met daai 3 masjiene. Ons het daai 3 masjiene het ek elke dag geskuif. As ek sien hierdie pasiënt het hom meer nodig vandag, dan kry hy hom vandag. As hy dalk hospitaal toe gaan of beter word, dan skuif ek hom weer na die volgende pasiënt toe, en daai 3 masjiene het permanent gewerk. Wow. En ek moet sê, ons was regtig gelukkig, ons dodetal was regtig, deur die hele COVID vir ons gemeenskap, was regtig waar, in vergelyking met ander dorpe, dink ek, die liewe Vader se genade was groot geweest vir ons gemeenskap. Ons het nie so baie lewens verloor nie. Wow, dit is ongelooflik, Isabel. Ek wil net vir jou sommer namens Viljoenskroon en almal hier, so ek is nie 'n Viljoenskroon, net sê dankie vir jou toegewydheid, dankie vir jou opofferings vir jou en jou gesin, wat julle oor die jare gemaak het in die gemeenskap, want ek is nie 'n Viljoenskroner nie, en ek het al 10, 15 jaar terug geweet van jou, en hoe jy rondry, en hoe jy
werklik die bil by die horingspak en dat jy jy niks ontsien om 'n mens te help nie en ons het meer mense soos jy nodig en Ignas het my gehelp om net te sê vir die mense wat werklik parels in die platteland is. Jy's 'n parel in die platteland in Viljoenskroon en ons wil net vir jou sê dankie en mag dit met jou goed gaan. As ons jou nie weer sien voor jou nuwe reis begin nie, wens ons jou alle sukses vorentoe toe en mag goedheid en guns jou deel wees en mag mense die impak wat jy op hulle lewe gehad het deur hulle lewe te red of by te staan, may they pay it forward, want ek dink dit sal eer bring aan die werk wat jy gedoen het vir hulle. Baie dankie. Ek waardeer.